net die Here so lofoffer gee voor ons kan sit. Ek kan my sit lekker inneem. Halleluja. Where did you go to church today? Wanneer ons hierdie vraag vra, ek dink meeste van ons weet ons presies waaroor dit gaan, wat nie uit sy hart is wat die vraag vra. Where did you go to church today? Nou, hoe lyk hierdie kerk? Hoe lyk die kerk van die Here? Ons lees hier 1 Korintiërs 12, luister gou tot my hier vanaf vers 12. Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van een liggaam, alles hulle baie een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam. Of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, en ons is almal van een gees deurdronge. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is, die behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is, die behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? As die hele liggaam een oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al die gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos hy gewil het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het julle nie nodig nie, of die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk. En die lede van die liggaam wat ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer, en so het ons suurlike lede oorvloediger suurlikheid, terwyl ons suurlike lede dit nie nodig het nie. Maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid oorvloediger eer gegee, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. En as een lid ly, ly die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, die tweede profete, die derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaker, helpers, regeringe, allerhande tale. Almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie. Het almal genadegawes van gesondmaker, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. Die liggaam van Christus, die kerk, is ons almal. En elkeen van ons het 'n doel. Ek wil vir julle sê, party van ons is geroep by die naam. En daarin geroep is by die naam, is die hart, die longe, die organe waar sonder hierdie liggaam nie kan lewe nie. Hulle is nodig. Dan is daar ander lede wat die liggaam sonder kan lewe, maar die liggaam sal dan swaar kry, die liggaam sal dan sieklik wees en nie gesond wees nie. En dan is daar lede wat kan verwyder word en dit sal die liggaam nie skade doen nie, behalwe dat die liggaam dan nie volledig sal wees nie. En ons praat hier van die liggaam van Christus. Christus is 'n volmaak geskepte lam sonder gebrek. Waarom maak ons dat hierdie liggaam gebrek ly? Elkeen van ons het 'n roeping op ons lewe, maak nie saak hoe groot of hoe klein dit sal wees nie. Where did you go to church today? Hierdie vraag, nou jy sal sien, as ek nou die oggend ons saai dit direk uit, en as dit klaar is, dan bring die kinders gewoonlik vir my die voor met die kamera in, en dan wat ek doen is, dan share ek dit onmiddellik, ek share dit op sekere groepe, en so aan, en dan later, as ek by die huis kom, dan laai ek dit af van Facebook af, en dan sit ek dit op my YouTube blad, en mense wat, baie mense het die Facebook, dan kan hulle daaraan kyk. En so gebeur het verlede Sondag na die diens, as by die huis kom, en ek wil dit nou aflaai, en die eerste ding wat my vang is, iemand het dit geplaas, daar is so mooi rooi agtergrond, die wit letters, where did you go to church today? En duidelik, ons almal het ook so 'n bietjie verstaan, ons verstaan dat hierdie ou, ek weet nie, miskien het hy 'n goeie diens gehad, en dit geniet. En miskien vra hy my die vraag, want jy sien, hy vra dit amper asof dit 'n gegewe is dat jy iewers by die kerk was. Where did you go to church? Nie, did you go to church today nie? Where did you go to church today?
En een nou antwoord, en ek kan nogal hiermee vereenselwig, hy sê, they made me go to Hillside Baptist Church because my wife said I am the pastor, so I better show up, nee. Ek het ook al van een op sondagoggend, was nou nie dan, sê ek vraag weer, wat sê jy verskoning maak vir my vanmorgen, en sy sê, nee, maar jy is die pastoor, jy moet daar wees, en sê sekere mense is geroep, en nie keuse nie. Dis een van die redes hoekom ons 'n woordstel gekry het hier by die kerk, hier oor aan die kerk in die dorp, omdat toe ons nog hulppastore was, het dit gebeur, dat as 'n baie kwaai rede is ons pad onbegaanbaar, want ek vir pastoor Andre gebel en sê, jy moet maar verskoon vandag, ons kan nie uitkom in die dorp, die pad is te glad, né? So ons het vir twee redes, die een rede is dat ons hier kan wees, want ons is geroep by die naam, om hier te wees. Ons het nie daai dat ons kan 'n verskoning uitdink om nie hier te wees, dit is iets anders belangriker is vir ons. Dis die een rede, die ander rede is natuurlik om 'n bietjie meer in die week ook om hier te wees, as mense kan bedien, dat ons daar kan wees, mense ons nodig het, né? En ons probeer om daar te wees. So dis die ene se antwoord, maar 'n ander ou kom, en hy skryf, as a believer, I am the church. Hey man, hy jok nie, heeltemal nie, maar nou kan ek tussen die lyne mos deurlees, dis hier van daai ons het 'n verskoning het om die kerk toe te kom. Hy sien dit meer en meer op Facebook oral. Jy sien mense lok om aan die liggaam van Christus te behoort nie. Jy sien meer en meer mense wat vir jou al die foute van die kerk uitwys, né? Die pastoor so en so, of nie hulle soek net jou geld, of dit, of dat, of hulle preek nie meer die waarheid nie, né? Hulle preek net redding en al die goeders, hulle preek nie meer sonde nie. So is ook elkeen 'n rede om die kerk toe te gaan nie, om nie deel te wees in hierdie liggaam van Christus nie. Hy sê dit nie, maar ek tel dit tussen die lyne op, wat ek kan tussen die lyne lees. Nou ja, ek probeer, die woord van die Here sê, ons moet nie met allerhande strydery betrokke raak, veral nie met Christelike dinge, maar so af en toe kan ek myself maar net nie help nie. En ek skryf hierdie ou terug, en ek vertel vir hom hierdie verhaal, ek sê vir hom, dis nie heeltemal waar nie. Jy is nie die liggaam nie, jy is 'n orgaan, jy is deel van die liggaam van Christus, en verduidelik op die hele ding. En hy antwoord later, hy sê, funny how folks run off with theological explanations. You very well knew what I meant. Technicalities at the words that I'm used. En ek sê vir hom, ja, jy is heeltemal reg. Ek sê vir hom, maar dis nie wat jy ook gedoen het nie. You knew very well what this guy meant when he asked, where did you go to church today? Hy het obviously ons gevra, waar het julle as liggaam van Christus bymekaar gekom? Hy sê, but you are bothered with technicalities of the wording he used. Is dit nie so nie? As ek nou sê, ja, my huis op die plaas hier die deur oopmaak, is daai Hosea waar daar staan, maar ek in my huis, ons sal die Here dien. Beteken dit dat ek in die gebou gaan die Here dien? Nee, dis ons hulle saam met die huis van die Here, of, ja, die huis van die Here, dis nie die huis van die Here, maar die huis van die Here. Dis dieselfde hier. Dis dieselfde hier. Ons is die kerk, ons is die liggaam, maar ons het 'n huis. Ek was ook een van daardie wat so 'n paar jaar terug teleurgestel was in die lering van die kerk waar ek was, en toe heeltemal onttrek en ons het by huiskerk gehou. En iemand het met goeie bedoelings vir my 'n video gestuur, en die titel is Don't Go to Church. En ek dink, kyk op. Maar op die ou het daai pastoor gepreek en gesê, die kerk is nie 'n plek waartoe jy gaan. Dis 'n huis waartoe jy terugkom. Jy gaan uit in die wêreld in om te gaan werk en wat jy ook al moet gaan doen, maar dit is jou huis waarna jy terugkom, en ons is die familie van Christus. Is dit nie so nie? So ek het hierdie uit my toe nou nie verder geantwoord nie. Ander een kom, hy sê vir my, man, jy praat nou teen Paulus. Paulus het gesê, hier is die church. Ek sê, is dit regtig? Is Paulus dan nie die een wat vir ons wat gemeentes geplant het nie? Is Paulus dan nie die een wat in Efesiërs 4 vers 11 gesê het, seker is geroep as apostels, ander as leraars, ander as profete, ander as evangeliste, tweede evangeliste, derdens profete en dan leraars en herders. Hy het dit gesê, daar seker mense aangestel. Nou hoekom is hierdie mense aangestel as dan die liggame is? Ons praat van krale, né? Met skapies in. By the way, vanmôre skapie weggeraak, so hoe hy het nog nie gekry nie, né? Hulle het skapies gesoek vanmôre, die kleintjies, een verlore skaap, gesoek eers weg.
Maar in elk geval, dit is waar ons lyk, maar dis die liggaam van Christus. Ons is die kerk, maar ons het 'n gebou. Ons het 'n gebou, ons het 'n gemeente. Paulus het gemeentes gestig in 1 Timoteus 3 verduidelik hy hoe moet jou pastoor lyk en hoe moet die diakens lyk. En dan kom die Here en hy praat met Johannes en hy wys vir hulle in Openbaring die gemeentes van Klein-Asië. En hy praat nie weg as jy man dit hoort nie so nie. Hy wys die goeie dinge en dan die negatiewe dinge waar ander weg. Gemeentes en die kerk is die Here ingestel as liggame, maar sekere groepe mense, ons kom by mekaar. En dis hoekom ons ook dan nou gisteraand, het ons nog 'n kerk by mekaar, eintlik was dit uitnodiging vir die NG Kerk se mense ook gewees, vir Dominee Rikus hulle in Swaan, maar hulle het nie gereageer nie. Maar die idee was gewees, om partykeer, wat doen ons? Ons is verskillende krale, ons is verskillende kampe, van dieselfde kudde. En elkeen is sy plek waar hy gaan, en so af en toe kom ons net saam, net die Here te loof en prys en sê, kom ons, daar moet nie verdeeldheid wees nie. Ons gaan, ons kies 'n sekere plek waar ons wil aanbid, en ons bly daar. Maar dit is nie oor die my geloof is anders jou geloof nie. Of ek dien 'n ander Here, of 'n ander God as jy nie. Paulus het ingestel, die Here het die gemeentes ingestel. En so het elkeen van ons, daar seker vir ons wat by die naam geroep is. Maar die Here het vir jou gesê, daar is 'n roeping op jou lewe, gaan nou 'n bietjie daarby kom. Maar as ander wat dalk nie by die naam genoem is, maar dit beteken jy is nog deel van die liggaam. Die Here het jou dalk 'n talent gegee. Gebruik jy daai talent tot eer van die Here? Gebruik jy daai talent tot eer van die Here? Jy kan dalk musiek maak. Jy kan dalk mooi teken. Daar's 'n vroutjie in die Wine Restoration, ek weet nie of sy nog daar is, maar sy was altyd daar gewees. Sy het haar eseltjie daar en dan op preek wat sy neer sit mooi skoon. En soos wat Ellis hy preek, die leiding van die Gees pers. En sy maak 'n skildery. Sy gebruik haar talent daar in die gemeente tot eer en verheerliking van sy naam. Sportmanne wat gaan in iets en as hulle 'n doel gekry het, dan eer hulle die Here en sê dis hy wat die eer verdien. Daar is so baie maniere as deel van die liggaam van Christus waar jy 'n deel kan doen. Die een van ons het 'n verskoning. Ons het Dinsdag so 'n bietjie huiskerk gehad. Mense gevra party sukkel nog om hulle roeping te ontdek of hulle gawe. Sê ek gaan nie net oor gawes nie, dit gaan oor talente wat die Here jou al gegee het van kindsbeen af. Gebruik jy dit met. Dis hoe so lekker was om mense wat musiek kan maak. Wat gister 'n bietjie saamgekom het en musiek kan maak en die wat kan mooi sing. Mooi ek het probeer saam sing, maar ja, ons het maar daar. En as ons sien daar agter lê daar of daar staan regop seker 5 rolle van daai goed wat jy op die vloere sit. Dit het 'n pastoor aan my, sy het al 'n rukkie terug al gesê, kyk sy het al 'n jaar of 2 jaar terug gesê, hierdie is ons plek van aanbidding. Hierdie is ons kerk, ons liggaam, ons huis waar ons kom. Hoe lyk ons huis? En sy wil dit mooi wees, en sy wil die kombuis mooi wees. En nou ja, ek is 'n deel van die wat allerlei beloftes gemaak het van kombuis en badkamers en al sulke goede. Ons het nog nie daarby uitgekom nie. Maar ek hoor haar hart. Sy sê eintlik moet sy hierdie hele tyd agter skoon hê. En sy het baie groot planne en goed. En sy is heeltemal reg. Want weet jy wat? Ons kan sê, ag man, ons kan kerk in 'n motorhuis en jy is heeltemal reg. Maar weet jy wat hoe die Here gegaan? Ek gaan nou vir jou lees hier in Eksodus 35. Vir die Here was sy plek baie belangrik. In feite hy het nogal baie spesifieke details gegee hoe die tabernakel moet lyk. En nou het jy sien die tabernakel is Ou Testamenties en al daai tipe van ding. Ons steeds gaan oor die Here vir die Here. Hulle het so toe gegaan om te offer vir die Here. Ons het nou Jesus Christus as die volmaakte offer sonder gebrek ontvang. En hy het die kerk ingestel. Hoe lyk die plek waar ons hom aanbid? Dit is regtig daai trots, dit is regtig daai dit mag ons daag maar net op of nee, ek wil regtig deel wees en ek wil regtig my deeltjie doen. Of jy nou een is met die kleintjies werk, of wie ook al is, wat kan ek vir die Here doen? En ek wil dit vir jou lees, ek wil vir jou lees hoeveel detail, maar voor dit vertel die Here presies vir Moses hoe hierdie tabernakel moet lyk. Hy is baie spesifiek, en hy gebruik nie goedkoop materiaal. Hy het baie duur materiaal vir hierdie tafel vir die toonbrode en die verbondsark self natuurlik en die waskom en die altaar en selfs die hakkies, die goue hakkies wat die tente in mekaar moet hou, hoe die tente moet lyk en die kleur wat alles. Dis as wat vir die Here verskriklik belangrik was. Later wat hy die
tempel, wat Salomo toe moes bou later in Jerusalem, dieselfde storie. Hy het die gegevens gegee. En hy is nie cheap nie. Hy is nie cheap nie. Maar hoor mooi, hier is niks gedwing nie. Seker is ons geroep. Maar vir die res gaan het oor jou hart. Hoe lyk jou hart? Want nog 'n rede hoekom mense byvoorbeeld teen kerke is, want dan moet ek moes nou 'n tiende gee. En ek moes nou offergawe gee. En wat doen die pastoor met my geld? As ons dit doen om hom te vereer, dan moet ons dit liewer los. Want as jy lees op die offergawe, dat sekere offers het byvoorbeeld gegaan van Aaron en vir sy seuns, die Lewiete. Hulle moes versorg word. Vandag moet pastore werk, almal van hulle, selfs dominees, hoe die eerste gewone werk het, maar dan is die mense ontevrede as jy nie daarna kan opdag as jy nodig het. Hospitaalbesoek, wat ook al die geval, of ek Hilda, ek kan nie sê, ek moet data op my voor nie. Nie net moet ek data op my voor nie, ek moet kan wel, want dan is nie sonder op die skool mee, wat is voor. Nee. En dis nie verniet nie, hierdie wêreld gaan my sê, man, hierdie ou werk vir die Here, hierdie wêreld is jy's gekant. Die dienaars van die Here, die geroepenes van God. Ons wil kospakkies hê, ons wil mense, as jy daai mense gaan besoek en daai mense gaan besoek. Ja, maar die kar loop pas self. Kom ons lees 'n bietjie na die Bybel hier. Hoor, ek is hier om jou geld af te pers, so ek wil net hê moet jy gaan dink. Wat het die Here vir jou gegee wat jy kan gebruik vir sy koninkryk? Vrywillig. Hoor mooi, ek lees hier vir jou vanaf vers 4. Verder Moses die hele vergadering van kinders van Israel toegespreek en gesê, met ander woorde, nou gaan hy eers vir hulle vertel wat nodig is. En dan moet hulle gaan dink. Hy sê verder Moses die hele vergadering, Eksodus 35 vers 4, sê dan, where are you? Ek kan sê, jy sê waar ek is. So ek het ook gestudeer hier saam met die pastoor stem, en die tyd is ek nie by Openbaring is in Lukas. Goed. Verder het Moses die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesê, dit is die saak wat die Here beveel het. Neem van julle besittings 'n offergawe aan die Here, laat elkeen, hoor mooi, laat elkeen wat gewillig is in sy hart dit bring. Die eerste ding is ondersoek jou hart. Hoe lyk jou hart vir Jesus? Ek het dit Dinsdag ook gesê. Daar is baie mense wat in die Here vashou, maar die Here is net 'n troos. Ek hou aan hierdie wêreld vas. Maar as ek dan moet doodgaan, wil ek na die Here toe gaan. Of as die wegraping, dan kom ek dan na die Here toe gaan. Maar dit gaan nie vir my om by hom te wees nie. Dit gaan nie vir my oor hierdie ewige koninkryk nie. Dit gaan oor hierdie wêreld en die wêreldsdinge. Mense is vasgevang in hierdie wêreld. Mense is verslaaf aan hierdie wêreld. As jou hart eers aan die Here behoort, gaan jou hele insit en jy gaan wil deel wees van die familie van die Here. En jy gaan jou deel wil doen vir die familie. Net so wat ons vir ons families wil doen. Ons wil nie ons familie se foute sien nie. Ons sal so stilstig op mekaar uitwys en so 'n bietjie mooi met hulle gaan praat. Maar jou broer kan hoe verkeerd wees, as ander dit uithaal, gaan jy hom aanvat as jy los my broer kyk. Is dit nie so nie? Maar ons wil mekaar beskinder. Ons wil mekaar sleg maak. Hoe lyk die hart? Hoe lyk die hart vir die Here se kinders? Ekskuus, ek kan wat lees. Ekskuus, elke keer wil ek interrupt met myself hierso. Neem van jou besittings 'n offergawe aan die Here, laat elkeen wat gewillig is in sy hart dit bring. Die offergawe van die Here, goud en silwer en koper en pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne en bokhaar en rooi geverfde ramsvelle en robbevelle en akasiëhout en olie vir die kandelaar en speserye vir die salfolie en vir die reukwerk van speserye en onyxstene en stene om in te lê vir die skouerkleed en die borstas en almal wat kunsvaardig is onder julle moet kom en alles maak wat die Here beveel het. Die tabernakel, sy tent en sy dekleed, sy hakkies en sy style, sy dwarshoute, sy pilare en sy voetstukke, die ark en sy draaghoute, die versoendeksel en die voorhangsel tot bedekking, die tafel met sy draaghoute en al sy gereedskap, en die toonbrode, en die kandelaar tot verligting met sy gereedskap en sy lampe, en die olie vir die kandelaar, en die reukaltaar met sy draaghoute, en die salfolie
en die reukwerk van speserye en die bedekking vir die ingang van die tabernakel, die braandofferaltaar met sy traliewerk van koper, sy draaghoute en al sy gereedskap, die waskom met sy voetstuk, die behangsel van die voorhof, sy pilare en sy voetstukke, en die bedekking van die poort van die voorhof, die penne van die tabernakel en die penne van die voorhof met hulle lyne, die kunstige klere in heiligdom te dien, die heilige klere vir die priester Aaron en die klere van sy seuns om die priesterambt te bedien. Toe het die hele vergadering van die kinders van Israel van Moses al weggegaan. Hier het Moses vir hulle gesê wat die Here wil hê. En nou gaan julle en julle gaan kyk wat het julle om te gee en wil julle dit gee. Vers 21, luister mooi. En elkeen in wie se hart hom opgewek, elkeen wie se hart hom opgewek en elkeen wie se gees hom aangedryf het gekom. Hulle is nie nog forceer nie. As jou hart jou gedryf en die gees jou gedryf het hulle gekom. Hulle het die offergawe van die Here gebring vir die werk aan die tent van samekoms en vir sy hele bediening en vir die heilige klere. Die manne het by die vroue gekom, elkeen wat gewillig van hart was. Hulle het gespes en ringe en vingerringe en halssierade en allerlei goue goed gebring. En elkeen wat 'n offer van goud aan die Here gewy het, en elkeen wat besit was van pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne en bokhaar en rooi geverfde ramsvelle en robbevelle, het dit gebring. Hier kom dit nou by materiële gawes. Hulle wat materieel kon gee vir die tabernakel, hulle wat vir hierdie bediening kon gee, het vrywillig gebring. Dis hoekom ek sê, as mense vir my sê, hoorie, maar ek het nie 'n roeping op my lewe, ek het ook 'n gawe ontvang, en dan word gesê, jy het 'n talent ontvang. Maar ons gaan nou kom by die talente, maar hierdie is nou die fisiese, die materiële ding, of dit nou fondse is, en of dit dinge is wat hier nodig is, en dit hoef nie net hier te wees, dit kan al buite ook wees, né? As jy iets gee vir die koninkryk van die Here, vrywillig, maar jy moet jou hart ondersoek. Nou kom ons by die talente. Vers 24, vers 24 gaan ook nog elkeen wat 'n offergawe van silwer of koper kon aanbied, die offergawe van die Here gebring. Elkeen wat akasie hout besit het, wat oral by die werk kon gebruik word, het dit gebring. En nou kom hy by die talent. En elke vrou wat kunsvaardig was, het met haar eie hande gespin en die spinsel gebring. Die pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne. En al die vroue hoor mooi, wie se hart hulle opgewek het deur kunsvaardigheid, het die bokhaar gespin. Gaan altyd oor die hart, gaan altyd oor hoe voel jy. Hoe wil jy doen? Hoe wil jy die Here eer? Wil jy dit doen? Moet dit nooit doen omdat jy afgepers word, hoe jy voel ek moet dit doen. Want voel dit word van my verwag. En die owerstes het die koningsstene gebring. Ek wil vir jy sê, en jy nou vir sê, ek het geen talent nie. Dan sê jy, jong, ek het vanoggend gesê vir iemand, al kan jy 'n verfkwas pas in. Maar jy het talent. As jy weer nog verf, is daai vrou die skilderye verf, nee. Jy het talent. Elke mens het iets wat ek kan doen om die Here weer te vereer. Of dit 'n sporttalent is, of dit, ek kan musiek maak, wat ook al die geval mag wees, gaan dink 'n bietjie daaroor, en hoe wil ek die Here daar vereer. Vers 27, en die owerstes het die koningsstene gebring en die stene om in te lê, vir die skouerkleed en die borstas, en die speserye en die olie vir die kandelaar en vir die salfolie en vir die reukwerk van speserye. Elke man en vrou wie se hart hulle aangedryf het. Hoor jy, daar kom dit weer. Wie se hart hulle aangedryf het om iets by te dra vir die werk van die Here, deur die diens van Moses beveel het om te verrig, as vrywillige offergawe aan die Here en die kinders van Israel dit gebring. Hierdie twee het te doen met talente of besittings, die minimum wat jy kan doen. As jy dan glo, jy is nie geroep by die naam nie. As jy dan glo, ek het nie 'n gawe ontvang nie, dat ek kan bied nie. Moenie na leer aan in die Here toe kom. As jou hart jou so druk. Nou kom ons by die geroepenis. Die Here wil dat jy met al die mooi goed maak, al die kunstwerke. Jy kan raar met granaatjies. Jy moet gaan kyk 'n bietjie hiervan, die vroeër word alles so beskryf en hoe elke ding lyk. Dis tog mense wat besonder begaafd moet wees. En ons lees in Eksodus 31 dat die Here iemand by die naam geroep het
om hierdie goed te maak. Luister, hier word dit herhaal. Vers 30, daarom het Moses aan die kinders van Israel gesê, kyk, die Here het Besaliel, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep, en hy het hom met die gees van God vervul. Jy kom 'n duidelike teken neem. As die gees van die Here jou vervul het, het jy 'n gawe ontvang. En as jy 'n gawe ontvang het, is jy met die naam geroep. Hoor mooi. Hy sê, en hy het hom die gees van God vervul met wysheid, met verstand, met kennis, bekwaamheid en allerlei werk, vir allerlei werk, en om kunstige planne uit te dink, om die uit te voer in goud en silwer en koper, en deur snywerk en stene wat ingelem word, en deur houtsnywerk, om werksaam te wees vir allerlei kunstarbeid. Hy het dit ook in sy hart gegee om ander te onderrig. Dis ook 'n gawe, om ander te onderrig aan hom en aan Oholiab, die seun van Ahisamach, van die stam van Dan. Hy het hulle vervul met kunsvaardigheid om allerlei werk te maak van 'n ambagsman en 'n kunstenaar en van 'n bewerker van veelkleurige goed in pers en purper en bloedrooi, stowwe en fyn linne en van 'n wewer. Hulle wat al die werk moes verrig en kunstige planne moes uitdink. Ek wil vir jou sê, die Here gaan nooit van jou verwag meer as wat jy kan nie. Hy gaan vir jou nooit iets gee as hy jou nie die gawe gee nie. Ons lees weer terug in Korintiërs 12 van vers 7 vir die gawes. Luister gou goed mooi. Dis mense, dis die gawes van die Gees van God. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee, die oog op wat nuttig is. Die Here gee vir jou iets wat nuttig is, want hy wil hê jy moet gebruik. Baie keer is ek hierso bedien mense wat siek is. Die Here het al vir my die gawe tydelik toegelaat om mense genees. Want hy sien, hulle wat die gawe ontvang kom nie uit nie. Maar as daar iemand is met die gawe van geneesing het en die Here sal op jou hart lê, jy sal nie graag van. En ek roep mense uit, as jy vir ons nou uit toe kom sê ek nie sal nie pas. Dis maar net een voorbeeld. As jy 'n gawe van gebed het, gawe van taal uitleg van tale, dankie vir die een wat dit wel vir my doen. Om baie keer kom ek die Here bring in 'n taal 'n oplossing vir die persoon en iemand kan dit vir my kom uitleg. Maar weet jy wat, as ek dit self uitleg, dan is dit minder geloofwaardig. Dan sê hulle die pastoor maak 'n klomp geleide en dan kom hy met 'n teksie. Maar as ek net met die taal kom en ander kom dit uit, dan is dit baie meer geloofwaardig. Want weet ons die Gees van die Here is betrokke. Dis maar die voorbeelde. As jy hierdie ontvang het, is jy by die naam geroep, hoor. Dis nie net Aaron en Moses en die seuns wat soos ons geroep is nie. Ek weet ek is geroep, ek weet net dat daai dag in my gebeur het. Maar ander is geroep by die naam, nie almal staan op 'n podium wat geroep is, die baie staan in die gemeente. En dis hoekom ons nodig het dat ons gemeentes bymekaar moet wees. Dis hoekom Hebreërs 10 vers 25 sê, moenie die afsonderlike byeenkomste versuim. Hier's nog 'n ding wat geskryf is. Baie sê dis Paulus, ek glo nie, ek dink dit is Silas wat dit geskryf het. Maar die punt is, hy sê moenie die onderlinge byeenkomste versuim soos sommige die gewoonte het nie, né? Veral in die laaste dae, ons met mekaar vermaan. En met vermaan beteken nie baklei. Dit beteken om mekaar op te voed, beteken om mekaar by te staan en mense sê hoor jy is daar verkeerd of miskien nee, dit is nou 'n goeie punt of wat ook al. Met ander woorde dat ons meer en meer as die liggaam van Christus by mekaar kom. Dis hoe ons moet wees. Dis hoe die Here gawes gegee het, dat ons die gawes onder mekaar kan bedien. Want die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, aan 'n ander die woord van kennis van via dieselfde Gees. Dis gewoonlik jy vir al jou herders en jou leraars wat dit ontvang. Aan 'n ander weer die geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, aan 'n ander werkinge van kragte, dis wonderwerke. Aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van geeste, aan 'n ander allerlei tale, aan 'n ander die uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Hy deel uit wat nuttig is om gebruik te word in hierdie liggaam van Jesus Christus. Elkeen van ons het iets ontvang. Jy is daar, man, jy hou daarvan rond dat hy mense te besoek. Jy hou daar gedink, maar ek kan van die huisbesoeke doen, ek kan 'n bietjie gemeente gaan besoek. Of jy hou daarvan hospitale besoek, met siek mense te werk, of jy kan mense 'n caregiver wees vir mense wat ook al. Jy hoef nie altyd, alles hoef nie altyd hier te gebeur. Maar as
lid van die liggaam van Christus, om uit te beweeg. En sodoende trek ons mense in ons gemeente in. En hulle gaan weer dit vir hierdie sê, hier is nog wat ding wat op my hart lê. Want ons gaan mense werf vir die gemeente, so daai verlore skapie wat nog vermoorde weg is. Dan praat ons van mense wat nie bedien word iewers nie. Mense wat glad in die kerk behoort nie, of mense wat gelowig is, maar nog nie iewers inpas nie. Mense wat self besluit het om weg te gaan. Dis wat ons doen. Met ander woorde, skape sonder 'n kraal. Maar ek wil jou baie mooi vra, moenie gaan en mense wat reeds in 'n ander kraal aan gemeente behoort, hulle weglok. Dis lekker dat by ons, my pastoor preek beter, of is lekker dat liedjies, want jy is nie dan besig om mense te werf nie. Jy is besig met skaapdiefstal. En die duiwel is besig om te slag, te steel en te verwoes. Want al wat jy dan doen is jy skuif van die skaapie oor. Jy het niemand gewerf vir die Here. Ek moet dit net doen. Daar is mense wat dit ongelukkig ook doen. Mense wat self besluit, ek wil oorgaan aan 'n gemeente, dan so fyn. Dit breek altyd ons harte. Maar ons wil die mense moet gelukkig wees. Ons wil hê hulle moet in 'n kraal behoort waar hulle voel hulle word gevoed, waar hulle voel hulle groei, né? Maar ek wil vir julle sê, elkeen van ons het 'n rol op ons lewe. Party van hierdie gemeente self wat jy hier kan doen, waar jy hierdie gemeente kan dra. Ek kyk nou vanmôre vir Lulukies, kyk nou hierdie kompies, die kleintjies, dit is weer aan hierdie ons plekkie vir hulle maak iewers waar hulle die kleintjies ook kan sondagskooltjie hou en die groter kinders hulle plek en so aan. Ons moet na hierdie dinge ook begin kyk. En ek het baie drome, maar die drome is nie pas nie. Prys die Here. Maar ek trek nie vanmôre om julle geld af te betaal nie. Ek wil net hê, al is dit ook net as jy goeie bid, as jy goed kan bid, het die Here jou gawe gegee. Hy het jou talent gegee en hy wil graag daai gebede, as daai gebede ten goeie is, dan sal die Here dit verhoor. Prys die Here. Ek hoop jy het ontvang hierdie groot boodskap wat ek eintlik weer sê, wat die Here op my hart ook lê vanmôre. Where did he go to church? Is jy deel van die liggaam van Christus? En ek wil vir julle sê, al is jy die klein kleintjie, die liggaam kan absoluut funksioneer sonder die klein kleintjie. Maar jy gaan gemis word. Want dan is die liggaam nie volledig nie. En die Here Jesus, jy sal sien as jy die offergawes lees daar in Exodus, lees 'n bietjie vorentoe, en dan na hierdie gee die Here presies hoe hierdie beeste nie ons nie, hierdie bulle moet lyk, en hoe hierdie bokramme en skaperamme moet lyk. En is altyd manlik en is altyd sonder gebrek. Daar is 'n paar wat vroulik is, seker omstandighede, maar is altyd sonder gebrek. Hoekom? Want Jesus is die seun van God wat sonder gebrek gebore is. En die woord van die Here sê, hy is gekruisig, hy is gegeesel, maar nie een been is gebreek. Hy is ontwrig, maar geen been is gebreek. Hy is ons volmaakte offer. Daarom moet ons, hy sê in Romeine 12 vers 1, jou redelike godsdienst is, dat jy 'n volmaakte en 'n welgevalle offer sal wees, jouself sal stel, jou liggaam sal stel, as 'n welgevalle offer vir die Here. Prys die Here, kom prys die Here. Kom prys die Here. Ek preek vir myself. En ek preek vir myself hoor. By die Here. Kom ons sê dit. Dierbare Vader, baie dankie vir hierdie woord vanmôre. Ja, ons is hier as liggaam van Christus, maar ons mis 'n hele paar lede. Elke stoel wat oop is, hier is 'n lid wat nie hier is vanmôre nie. Is 'n lid wat in die kerk moet wees. Ons vra Here dat een sal aanraak soos die van Paulus onderweg na Damaskus toe aangeraak het. En ons sal tref, sodat die vraag sal vra, wat het ek met u te doen, Here? Dat u sal sê, jy het dit nodig. Ek het jou nodig. Ek voel die krag van die Heilige Gees op my. Ek neem aan, dit is bevestig in die Here, dat die woord is soos die water, dit moet uitgaan, die woord is die waarheid. En ek dank u daarvoor, ek gee vir u al die eer. Ek vra dat elke een hier wat sy gedagtes gevang het, neem vanmôre, dat hierdie woord sal uitgaan, net soos wat hierdie Israeliete uitgegaan en daar te gehoor het wat die Here nodig het, om daaroor te gaan dink. En dat hulle, as hulle terugkom, dit met 'n vrywillige hart en 'n vrywillige gees sal doen.
En as ons praat van vrywillig, dan praat van hart, dan praat ons van liefde. Daai agape liefde vir die Here. Raak elkeen van ons aan, Here, soos U my ook nou aanraak. En wil U verheerlik. O Heilige Gees, ek vra dat U ook die napredikers sal wees, wanneer hierdie diens uitgaan op Facebook, wanneer hierdie diens uitgaan op YouTube, wanneer mense hierdie dienste met mekaar gaan deel, wanneer vir mekaar daarvan vertel. Wil U verheerlik, wil U naam groot gemaak. Ons bid dit in Jesus kosbare naam. Amen. 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 Ry die Here.